Dankie vir die musiekspan. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Hier is ons nou ook gesing het, is nou nie tyd om U te aanbid, Here, U naam groot te maak en U te eer en aan U alle lof te bring, Here. En dit is ook wat ons vandag wil doen. Here, as ons ook nou uit die woord uit lees, bid ons ook, Here, dat die Gees vir ons die woord sal aktiveer en dat ons dit sal hoor, dat ons dit sal verstaan, Here, maar dat dit nie net sal bly by woorde nie, Here, of by teologie, of by theorie, of wat ook al nie, Here, maar dat dit ons sal dryf, ons sal dwing, Here, ons sal inspireer, om juist ons geloof uit te kan leef, soos wat U dit vir ons vra. Dat ons juist in die adventstyd iets weer sal ervaar, Here, van die koms van U na die aarde toe, maar ook van U koms vir 'n tweede keer, Here, wanneer U ons weer sal kom haal. Maar terwyl ons wag vir daardie tyd, Here, dat ons steeds deur die Gees, deur die woord geleer en gelei kan word, Here, hoe ons moet leef, terwyl ons wag op U. En daarom bid ons, Here, dat ons vandag ook sal luister, soos wat die woord vir ons, van ons vra en van ons verwag. Daarom maak op ons harte, maak op ons verstand, ons ore, ons hele mens wees, Here, om ontvanklik te wees, ook vir die woord vandag. Amen. So, ek wil vir julle vra, ons het laas sonder vir die wat hierso was, gevra, die vraag, wat is vrede? En vandag wil ek vir julle vra, wat is vreugde? Wat dink julle is vreugde? Hoe ervaar ons vreugde? Is dit net as die Springbokke wen, soos as jou bonus inkom hierdie Desember, of wat is vreugde? Waaraan word vreugde gekoppel? Want hoe ons hierdie vrae beantwoord, selfs soos met wat is hoop, wat is vrede, wat is vreugde, gaan bepaal hoe ons geloof nie net verstaan nie, maar ook ons geloof uitleef tydens die adventstyd. En eintlik word ons gerig in die adventstyd in hierdie temas van hoop en van vrede en van vreugde en van liefde, dat dit ons kan rig juist vir ons lewens vorentoe, om het elke dag uit te kan leef. En ek het laasweek vir julle 'n videoetjie gespeel, wat die mooi Afrikaans verduidelik van die Bible Project, en ek wil vandag weer dit vir julle speel, terwyl jy nou juist 'n bietjie jonger mense ook is. Die video is 'n bietjie langer as laasweek se video, maar kom ons kyk en kom ons hoor, wat sê die Bybel, wat is die Bybelse konsep van vreugde, en dan gaan ons so 'n bietjie meer daaroor praat en die tekste lees en dit alles saamvat. Dis wonderlik om te sien Bybel. En die meeste tale baie woorde om ervaring om te skryf, soos gelukkig, vergeet. So 'n bietjie. Dieselfde geld vir die Bybelse taal. In die antieke Bybelse Hebreëus is daar 'n verskeidenheid van woorde soos sin, sason of kiel. In die Griekse Nuwe Testament is daar gawe, efesien of agaliastis. Elke woord sy eie unieke bedoeling te sê, maar hulle almal verwys basies na die gevoel van vreugde en geluk. Wat hierdie Bybelse woorde vir vreugde interessant is
val gejubel. Later het Bybelse digters teruggekyk na hierdie storie en hulle het onthou hoe die Here gemaak het dat sy mense juigend weggegaan het. Die wat hy gekies het, was vreugdevol. Hierdie vreugde in die wildernis was 'n belangrike oomblik. 'n Manier om te sê dat die vreugde van God se mense nie bepaal word deur hulle stryd nie, maar deur hulle toekomstige bestemming. Hierdie tema verskyn later in Israel se storie, toe Israel onder die onderdrukking van ander ryke gelei het. Die profeet Jesaja het uitgesien na 'n dag wanneer God 'n nuwe bevryder soos Moses sou stuur. Dis wanneer die wat deur die Here verlos is, sal terugkeer. Hulle sal juigend in Sion aankom. Hulle sal altyd straal van blydskap. Hulle sal vol vreugde en blydskap wees. En terwyl die Israeliete gewag het, het hulle vreugde gekies om hulle toekomstige verlossing in te wag. Dis waarom dit betekenisvol is dat Jesus van Nasaret se geboorte as goeie nuus wat groot vreugde bring aangekondig is. Ons hoor dat Jesus self verheug was en dank aan God sy Vader gegee het, toe hy begin het om die koninkryk van God aan te kondig. Hy het selfs in die wildernis dieselfde vreugde aan sy volgelinge geleer en gesê: "Wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê, wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel." Na sy dood en opstanding het Jesus sy volgelinge gestuur om uit te gaan en die goeie nuus aan te kondig dat hy die opgestane koning van die wêreld is. En soos hulle dit gedoen het, was die vroeë Christengemeenskappe bekend daarvoor dat hulle vol vreugde was, selfs toe hulle vervolg was. Soos toe die apostel Paulus in 'n vuil Romeinse tronk gesit het en hy kon sê dat hy vreugde gekies het, selfs as hy tereggestel word. Hy het dit genoem die vreugde van geloof of vreugde in die Here. Hy het geglo dat dit die geskenk van God se Gees was, 'n teken dat Jesus se teenwoordigheid by jou is, wat hoop te midde van swaar kry bring. En as jy glo dat Jesus se liefde die dood oorwin het, kan jy verheug wees selfs in die donkerste omstandighede. Nou dit beteken nie dat jy jou hartseer ignoreer of onderdruk nie. Dis nie gesond of nodig nie. Paulus het dikwels sy hartseer uitgespreek oor verlange na geliefdes, of die verlies van vriende of sy eie vryheid. Hy het dit genoem vol verdriet, maar tog jubelend. Terwyl hy sy pyn erken het, het hy ook 'n keuse gemaak om Jesus te vertrou, sodat sy verlies nie die laaste woord sou wees nie. Hierdie is baie anders as daardie afgesaagde advies van verander daai frons in 'n glimlag. Christelike vreugde is 'n diepe geloofsbesluit en hoop in die krag van Jesus se eie lewe en liefde. En dis waaroor Bybelse vreugde eintlik gaan. Ek dink dit som vir ons baie mooi op eintlik, waar ons vandag so 'n bietjie gaan praat. Ons dink dikwels aan vreugde as 'n ervaring van geluk wat gebaseer is op gunstige omstandighede, 'n slag van geluk of persoonlike prestasie of 'n lang begeerte wat ons dalk het wat uiteindelik bevredig word. Ons meet dit in al hierdie wêreldse dinge. Maar wanneer vreugde van omstandighede afhang, dan vervaag dit vinnig wanneer die goeie tye tot 'n einde kom, nê. En ek dink dit is vir ons baie keer so vasval. Maar die adventsvreugde wat julle daarvan gehoor het en wat ons vandag so 'n bietjie gaan oor praat, dit gaan nie oor algemene geluk wat uit goeie tye voortkom of voortspruit nie. Dis 'n diep gevoel van veiligheid en vryheid wat mense voel as gevolg van God se liefde. As gevolg van God se liefdevolle karakter wat konstant bly deur alle omstandighede in ons lewe, of dit nou goed gaan of sleg gaan met ons, en omdat ons God kan vertrou om uiteindelik die skepping te seën, soos hy van die begin af beloof het om ook te doen. Soortgelyk aan die vreugde wat 'n vriend se teenwoordigheid bring op goeie of op slegte dae, ervaar ons vreugde terwyl God saam met ons stap deur al die skommelinge van ons lewe wat so die mekaar is, of dit positiewe is of dit pynlike omstandighede is, maak nie saak nie. Maar in die Bybel spreek mense vreugde uit beide wanneer God hulle verlos van 'n situasie of van onderdrukking, en terwyl hulle nog in die middel van hierdie vervolging is, of dalk in ballingskap is, of in pyn is. Maar terwyl God se mense liefdevol, reddend, sy optrede deur geskiedenis ervaar en onthou, soos ook gehoor het in daardie video, waag hulle. Dis die ding van Advent, nê, ons wag met 'n afwagting, nê. Waag ons in 'n vreugdevolle hoop dat die Here weer in die toekoms sal optree, soos wat hy beloof het.
Selfs al beteken dit ons moet vertydelik nog hier op aarde deur pyn en deur lyding nog gaan. Maar hierdie soort vreugde gaan daaroor om verenig te wees met God wat saam met ons wandel en om hom te vertrou dat hy ons nooit sal laat gaan nie. Dat hy elke traan eendag vir ons sal kom afvee. So dit kyk na die toekoms, maar dit skiet ook wortel hier in ons huidige omstandighede, hier waar ons nou leef, en hierdie werklikheid wat ons ook nou ervaar. So eintlik die seisoen van Advent nooi ons uit om vreugde te ervaar. Nie met alles perfek is, of goed is, of die wonderlike reën daar buite is, of wat nie. Maar omdat God met ons is, en sy vreugde reeds in die wêreld kan inbreek. En daarom net so 'n klein bietjie agtergrond vir ons daai twee tekste lees van vandag. Vreugde en hartseer. Dis verskillende menslike ervarings wat ons almal al ervaar het, en dis dikwels inherent teenoor mekaar, of dis hoe dit gesien word. Maar mense wat kies om soos Jesus te lewe, hulle ervaar vreugde, dikwels te midde van swaar kry, van pyn, van hartseer, van lyding, noem dit nou maar op. Ons het vroeër vanjaar hieroor gepreek, maar in Jesus se bekendste se lering daar in die bergpredikasie, en roep hy mense verbasend op om gelukkig te wees, om bly te wees en hulle te verheug wanneer hulle vervolg word as gevolg van hom. Hy stel nie voor dat hulle pyn moet onderdruk en aangaan en maak asof daar nie lyding is. Dis nie wat hy sê nie. In plaas daarvan, sê Jesus, hy bied eintlik inteendeel 'n uitnodiging om swaar kry deur 'n radikaal ander lens te sien. Sy kyk anders daarna. Hy sê een wat lyding as die moeite werd beskou of maak asof lyding nie saak maak. Dis nee. So om te ly vir goed doen is om eintlik deel te word van 'n lang ry mense wat die Here Jesus Christus elke dag dien, wat saam met hom sy pad loop. So die apostel Paulus en sy metgeselle, hulle het openbare slae gehad, hulle was in die tronk gestop gewees, hulle het gelei aan honger, aan uitputting, skibreek, jy kan maar dit opnoem, elke ding wat jy aan kan dink, het met Paulus gebeur, omdat hy die goeie nuus van Jesus probeer verkondig het. En Paulus sê nie, hy was bedroef gewees. Het was moeilike tye gewees. Hy het die volste reg gehad om bedroef te wees. Maar hy sê te midde van dit, was hy vol blydskap gewees gedurende hierdie beproewings van hom. En ons sal nou ietsie lees daarvan. Sy woorde, sy hele lewe, was eintlik 'n getuienis gewees van 'n vreugde wat dieper is as pyn. 'n Vreugde wat dieper strek as pyn, as dit aansluit by God se goeie werk, om God se goeie nuus te gaan verkondig aan 'n wêreld wat hierdie herstel weer nodig het. En daarom kan ons uitreikspan by Swadini dit juis gaan doen. Want hulle is deel van dit. Maar dit is die paradoks van adventsvreugde. Nou wat is 'n paradoks? Is dit 'n padda in 'n boks? Nee, dit is nie. Teenstrydighede, nee. Ek dink die maklikste vir my om te verduidelik is yskoffie. Julle verstaan, nee. Koffie is warm en dan het jy yskoffie. Dis 'n paradoks. Dis twee teenstrydighede, nee. Ek weet nie, ek het nog met yskoffie eintlik gedrink nie, maar julle weet waarvan ek praat. Maar dit ignoreer of verminder nie die hartseer nie, sê Paulus vir ons. Hy sê maar dit verander die manier waarop ons dit ervaar. Dit verander die manier waarop ons leef en kan aangaan in ons geloof te midde van al die moeilike omstandighede. So omdat ons verenig is met die lewende Jesus wat beloof het om weer terug te kom, om sy werk te kom herstel, sy werk te kom voltooi, sê Paulus kan ons vreugde ervaar as ons volhard in ons geloof. Sê ons kan dit doen selfs deur die donkerste omstandighede in ons lewe. So in Jesus vind ons vreugde wat saam met hartseer kan bestaan en wat selfs sterker kan word te midde van die swaarkry en die pyn en die lyding wat ons het. So twee teksgedeeltes wat ek vandag wil lees. 'n Baie kort teksgedeeltes. Die eerste ene is daar uit Matteus 5 vanaf vers 11 tot 12 en dan 2 Korintiërs 6 vers 1 tot 10. Kom ons lees saam daar Matteus 5 vers 11 tot 12 is 'n baie bekende gedeelte. Ek dink julle ken dit so goed. Hulle het in die video ook daarna verwys. Sê geseënd of gelukkig is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg.
Dis die eerste teksgedeelte. So wat Jesus vir ons sê. Dan gaan Paulus, en dan gaan hy verder en hy brei uit as hy skryf aan die gemeente in Korinthe. Dan sê hy, as medewerkers van God, doen ons 'n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Hy sê, op die regte tyd het ek jou gebede verhoor en op die dag van redding het ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die regte tyd. Nou is dit die dag van redding. Ons wil nie hê dat daar met ons bediening fout gevind word nie. Daarom gee ons ook niemand aanleiding tot aanstoot nie, maar in alles laat ons ons ken as dienaars van God. Dit doen ons met baie geduld in verdrukking, ontbering en nood. Julle hoor, is moeilik. Is nie maklik nie, maar hy gaan aan. Ons is geslaan, in die tronk gegooi en het in oproere beland. Ons het swaar gewerk, nagte sonder slaap deurgemaak en honger gely. Ons het onberispelik opgetree met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelikheid. Dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees, deur opregte liefde, deur die woord van die waarheid en deur die krag van God. Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Ons ontvang eer en oneer. Ons word beledig en geprys. Ons word behandel as verleiers en tog is ons betroubaar. As onbekendes en tog is ons goed bekend. As sterwendes en soos julle sien ons lewe. As gestraf, maar ons is nie doodgemaak nie. As bedroefdes en tog is ons nie altyd opgeruimd nie. As armes, maar ons maak baie ander ryk. As mense wat niks het nie en tog besit ons alles. Net sover ons skriflesing vanmôre. Ek geloof sommer net terwyl ons so deur die seisoen van Advent reis, soos ek nou gesê het, waag ons maar eintlik op die koms van Christus wat die lig is, die lig vir die wêreld wat weer na die wêreld toe moet kom. Maar tog in hierdie heilige waag word ons daaraan herinner dat die lewe dikwels soos 'n mosaïek is wat vervleg is met vreugde en met hartseer tye. En die wêreld vertel vir ons dat ware vreugde gevind word in troos, in sukses, in die afwesigheid van pyn. Maar dan lees ons die evangelie en dit verhoog die aannames met 'n diepgaande, maar tog 'n pragtige paradoks wat ons nou van gehoor het, nê. Dat ware vreugde word nie ontdek in die vermyding van lyding of van pyn of van seer nie, maar te midde daarvan, in die middel van dit, kan vreugde ervaar word deur ons eenheid met Jesus. En ons het laasweek so 'n bietjie gepraat oor Jesus wat ons 'n eenheid gemaak het en die vrede wat daarmee gepaard gaan, nê. Maar Advent is 'n seisoen van hierdie diep afwagting, van 'n stille hoop, maar vir baie bots hierdie konsep skerp met 'n persoonlike hartseer of met 'n wêreldwye krisis wat dalk ervaar word. Ware vreugde bestaan nie in die afwesigheid van lyding nie, maar te midde daarvan transformeer dit ons ervaring fundamenteel as Christene. Hierdie Adventseisoen is gewoonlik 'n tyd van Kersfeesliggetjies en bekende Kersliedere en die geur van lieflike reën in die lug en van sonbrandrome as jy op vakansie gaan. En ons praat dikwels van Adventsvreugde. Maar kyk gou om jou. Kyk wat werklik waar aangaan. Vir sommige voel die ligte minder soos warmte en meer soos 'n kollig of 'n spotlig wat skyn op mense se omstandighede, wat skyn dalk op 'n onlangse verlies wat jy ervaar het, op 'n leesstoel by die Kersete hierdie jaar, of 'n diagnose of 'n aanhoudende angs wat jy dalk het, of 'n bekommernis oor jou kind. Vir baie mense is dit nie maklik nie. Ons probeer 'n dapper gesig op te sit en ons sing juig al wat leef, maar ons hart in die reë ander dientjie. Dis meer in 'n mineur toonsoort wat ons sing. Vir baie mense is dit nie 'n vreugdevolle tyd nie. Vir baie mense is dit nie 'n hoopvolle tyd nie. Vir baie mense is dit nie 'n vredevolle tyd nie. Vir baie mense is dit nie 'n liefdevolle tyd nie. Die wêreld leer ons dikwels 'n eenvoudige vergelyking wat maar net sê vreugde is gelyk aan goeie omstandighede. En wanneer die omstandighede sleg is vreugde afwesig. So die resultaat is 'n brose geluk wat ons eintlik maar nakoester, eintlik maar volgens leef, maar wat verpletter word wanneer pyn of wanneer hartseer of wanneer lyding in ons lewens inkom. Maar die Christelike geloof bied vir ons 'n ander alternatief, een wat Advent eintlik so kragtig maak. Dit bied vir ons hierdie goddelike paradoks wat sê vreugde is moontlik
te midde van pyn, te midde van hartseer, of wat ook al jou omstandighede mag wees. So dis 'n duursame, veerkragtige vreugde, wat nie die pyn van die menslike ervaring ignoreer of verminder nie, maar die manier waarop ons in dit leef, en dit verander ons. Dis wat ek vanoggend so 'n bietjie met julle wil bespreek. Hierdie raaisel wat ontvou word deur hierdie twee teksgedeeltes wat ons gelees het vanoggend. So ons kyk na daai saligspreking van Jesus, wat maar eintlik 'n bietjie gaan oor vervolging. Jesus praat uit hierdie bergpredikasie van dit. Hy sê nie, geseënd is jy nadat jy die vervolging ervaar het en nadat die vervolging opgehou het nie. Jesus sê, geseënd is jy wanneer dit gebeur. Wanneer dit met jou gebeur, dan moet jy jouself as gelukkig beskou. Hy beveel ons inteendeel, is 'n opdrag wat hy sê om bly en verheug te wees. Nie moedeloos nie, nie kwaad nie, maar te midde van hierdie angs, te midde van hierdie pyn en lyding, sê ons moet bly en verheug wees. So is nie 'n opdrag om die kwaad wat ons aangedoen word te vier of iets nie. Hy sê dis 'n opdrag om te erken wie in ons is in daardie oomblik. Want dis baie keer wat ons vergeet. Ons vergeet dat God is saam met ons. Ons vergeet dat ons is sy kinders. Hy het reeds vir ons die verlossing bewerkstellig, reeds vir ons die oorwinning behaal. Ja, ons word nie gevrywaar van die seer in die lewe nie. Maar ons word beloof dat wanneer dit gebeur, is hy daar met ons. Maar ons word so gefokus en ons aandag word so afgetrek deur hierdie dinge in die wêreld, dat ons nie op God kan fokus nie. En dan wil ons fokus op ons eie insigte en eie krag, en dis waar ons siek word, dis waar ons moeg raak, uitgeput raak. En dis waar die duiwel ons kap. Want ons fokus is nie op die Here wat by ons is, te midde van die moeilike omstandighede nie. Wanneer die omstandighede vir jou skree nederlaag, dan anker hierdie teks van vandag jou aan 'n ewige werklikheid wat Jesus kom en hy sê vir jou, maar jou beloning is groot in die hemel. Gaan nie so erg oor wat hier aangaan nie. Hierdie is tydelik. Maar jou beloning is ewig in die hemel, en dis eintlik waaroor dit gaan. En hierdie belofte werk soos 'n stapel staalwapening in die beton van ons geloof, wat ons versterk in ons geloof, wat help dat maak nie saak wat met ons gebeur nie, ons bly sterk, ons word versterk. Daarom kan ons onder druk verkeer. Daarom kan ons aangaan. Die vreugde waarvan Jesus praat is 'n bonatuurlike dryfkrag wat ons kop bo water hou wanneer die storm opwaai. Dis vreugde om te weet dat die laaste hoofstuk is eintlik reeds geskryf. En ons wen. Ons is aan die wenkant. En daarom gee Paulus vir ons eintlik in die tweede teksgedeelte, as ons daarna moet kyk, as ons 'n bietjie praat oor hierdie paradoks, dan kom hy en hy gee amper, wil ek sê, vir ons 'n tipe van 'n inventaris van wat aangaan. So as Matteus vir ons die belofte van hierdie vreugde gee, dan gee Paulus in sy brief aan die Korintiërs vir ons die prentjie van hoe dit werklik lyk as ons regtig waar ons geloof moet uitleef. So Paulus skets sy lewe as apostel, en soos ek nou gesê het, lees eintlik so 'n lys van teenstrydighede. Dit maak nie sin nie. Hoe kan jy arm wees maar tog ryk wees? Hoe kan jy swaar kry maar tog gelukkig wees? Hoe kan jy vervolg wees maar jouself verheug en bly wees? Maar let op hierdie ritme wat Paulus vir ons gee. Hy sê bedroef, maar altyd bly. Nie bedroef en bedroef nie. Hy sê hy is bedroef, maar hy is altyd bly. So Paulus sê, vroeër was ek bedroef. Hy sê, maar nou is ek net bly. Hy sê nie, hy hou albei ervarings gelyktydig in spanning. Hy leef in 'n toestand van iets wat nog moet gebeur. Iets wat nog gaan kom. Dis wat Paulus sê. Hy sê ek is arm, tog maak ek ander ryk. Ek het niks, maar tog besit ek alles. En dis die kern van die hele Advent paradoks waarmee ons besig is met vreugde. Want Advent is die seisoen waar ons in duister wag vir die koms van die lig, laat die Here Jesus weer terugkeer. Ons erken dat die wêreld gebroke is, onregverdig is en dikwels vol pyn is. Die wêreld is in duisternis. Maar tog steek ons kers op en verklaar dat die lig gekom het. Dat die lig gekom het en dat die lig weer sal kom.
So hierdie vreugde is nie afwesigheid van trane nie. Dis die teenwoordigheid van God in ons trane. Dis om te weet dat selfs terwyl ons harte breek, dat die Heilige Gees teenwoordig is, dat hy die stukke weer bymekaar maak, dat hy dit weer optel, en dat hy weer vir dit 'n doel gee. En dit verander hierdie hartseer van 'n eindbestemming in 'n uiteindelike deurgang vir ons. En daarmee wil ek graag afsluit. So hoe aktiveer ons hierdie duursame vreugde in ons lewens hierdie Advent? Nou ons 'n paar opsies vir julle gee. Hoe kan ons 'n lewe van getransformeerde vreugde ervaar? En ek wil die eerste ene sê, erken die hartseer. Moet dit nie ignoreer nie. Die paradoks werk net as ons eerlik is oor ons pyn. Want 'n gesonde Christelike geloof gee ruimte vir ons weeklaag. Ons hoef nie 'n plastiese glimlag op ons gesigte te pleister terwyl ons seer het of hartseer is of te nagekom is nie. Wanneer ons onsself toelaat om ten volle bedroef te wees, dan skep ons ruimte vir God se genade om ons te ontmoet daar waar ons presies is. Bring ons by die tweede punt. Fokus op die onsigbare werklikheid. Paulus kon bly wees omdat hy gefokus het op wat ewig is. Die fisiese realiteite van honger, van geslaan wees, van gevangene wees, dit was tydelik. Maar die geestelike werklikheid waarna Paulus gekyk het, was sy besit gewees in Christus was permanent. Dit was gefokus op die ewige. So weer eens is die vraag vandag, waarop fokus jy vandag? Fokus jy op jou tydelike probleme? Of fokus jy op die ewige belofte van God? En ons by die derde punt, wat sê omhels die postuur van afwagting terwyl ons sit en wag vir die Here. Advent leer ons om met verwagting te wag. Nie net te sit en te wag vir beter dae nie. Wag is aktief. Bybelse wag is aktief, dis nie passief nie. Ons leef met 'n akute gevoel van nog nie. Dat dit nog nie aangebreek het, gaan nog kom. So die volheid van blydskap is nog nie hier nie. Maar die bron van alle vreugde is hier. Want ons woon met God se Gees in ons. So ons verwag die volle openbaring van God se koninkryk. Dit gaan nog eendag aanbreek, waar elke traan finaal afgevee sal word. Hy sê, maar ons kan nou reeds wag op die Here, want sy Gees is in ons. Miskien moet ek dalk vir jou so vra. Waar in jou lewe is vreugde en hartseer met mekaar vermeng? Is dit dalk net in die adventtyd? Is dit dalk elke dag van jou lewe? Hoe kan God dieper vreugde in jou vorm ten spyte van die lyding wat jy nou deurgaan? Of van die pyn, of van die hartseer? Hoe kan God daardie vreugde in jou vorm? Dalk nie ten spyte van die pyn nie, maar deur die pyn. Adventsvreugde is 'n diepgaande, empatiese vreugde. Dit sit saam met die weduwee aan tafel. Dit hou die hand vas van die bekommerde ouer. Dit voer die honger persoon. Dit bid vir die benoude hart. Dit sê nie vir hulle om op te beer, dit sê eenvoudig net, weet jy wat, ek is met jou. En die Here, hy is met ons. Jy kan hartseer, diep hartseer voel en terselfdertyd 'n onwrikbare vreugde besit, omdat jou fondament van jou geloof nie gebou is op of die nuus goed is vandag en of die nuus sleg is vandag nie, maar op die koms van Jesus Christus ons verlosser. Dit is gebou op die realiteit dat God afgekom het om by ons te wees, in ons gemors, in die krib, aan die kruis en in die leeggraf en in die opstanding. Hierdie vreugde, hierdie adventsvreugde, dis die geskenk wat ons dra in hierdie seisoen. Dis die lig wat ons skyn. Dis die oase van Jesus liefde wat ons gaan wees. So my gebed en my pleidooi vir jou hierdie week is, gaan uit
Nie om droefheid of pyn of lyding te ontwyk nie, te sidestep nie. Maar gaan deur dit met 'n veranderde hart. Wetend dat Jesus Christus is by jou. Hy het gekom om vir jou die oorwinning te kan behaal. Dat jy nie alleen deur hierdie pyn hoef te gaan nie. Dat jy selfs vrede kan hê. Dat jy kan juig in die God van ons verlossing. Dis my gebed vir jou. Amen. Here, as ons moet stil word vir 'n oomblik, as ons met onsself moet eerlik wees, dan klink baie van dit wat ons in die woord vind, Here, eintlik maar presies soos wat ons is. Ons wil ons blydskap, ons geluk, ons vreugde, ons wil dit vind, Here, in ons omstandighede, goed wat tydelik is, goed wat onmiddellik is, kits oplossings, quick fixes, noem dit maar op. Maar Here, wanneer ons so met dit besig is, dan ontwyk ons eintlik vir U. U wat sê, maar word net vir 'n oomblik stil, hier in jou pyn, hier in jou lyding, hier in jou hartseer, hier in jou droefheid. Ervaar dat ek met jou is. Ervaar dat ek al die dinge reeds oorwin het en dit wat jy nou ervaar, dat dit net tydelik is, dat dit net hou vir 'n oomblik en dan gaan dit verby soos mis voor die son. Maar dit wat ek vir jou gegee het, dit wat ek vir jou kom bewerkstellig, die rede hoekom ek aarde toe gekom, die rede hoekom jy kan Kersfees vier, die rede hoekom jy opgewonde kan wees, die rede hoekom jy kan hoop en vreugde en vrede en liefde kan ervaar en kan hê, nie net vandag nie net vir hierdie jaar nie, maar vir altyd, is want ek het gekom, want ek is lief vir jou. En ek het gekom en ek het dit alles kom verander vir jou. Met jou gebreke, met jou foute, met jou sondes. Ek het gekom vir jou. En al is jy ontrou, ek bly getrou, want ek is jou Vader en ek is lief vir jou. En ek is te lief vir jou om jou net so te los in jou gebrokenheid. En daarom dit wat jy dalk nou ervaar, is dalk tydelik. Maar dit wat jou hemelse Vader vir jou wil gee, is ewig. Vertrou hom daarvoor. Daarom het Jesus gekom en vir ons die beste voorbeeld kom wees van hoe dit lyk om juis hierdie lewe te leef. Te midde van beproewings, te midde van foute, te midde van seer, te midde van pyn. En daar kom volgelinge soos die apostel Paulus om volg met al die ontberings. En kon op so baie plekke skryf, selfs daar waar hy in die tronk sit, om ons te sê ons moet bly wees, vol vreugde wees, verheug wees. Here, daarom kan ons vergeet van hierdie hele gekommersialiseerde Kersfees en feesseisoen wat die wêreld in ons probeer afsmeer en aan ons verkoop. Kan ons weer terugkeer na die rede toe, kan ons weer terugkeer na die bron van hoekom ons fees vier, hoekom ons bly kan wees. Nie vir geskenke nie, maar vir die geskenk wat ons ontvang het vanuit U liefde en genade. Geskenk wat ons kom verlos het, ons ewige lewe kom gee het. Mag dit ons dryfkrag wees in hierdie feesseisoen. Maar mag dit ook ons dryfkrag wees elke dag, Here. Mag ons in hierdie advent net weer geïnspireer word om juis hierdie paradoks van vreugde te vat en 'n deel te maak van ons daaglikse lewe elke dag, ook vir die toekomstige jaar. Want Here, wanneer ons daardie perspektief het, dan kan ons begin om ons geloof reg te leef. Dan is ons geloof geanker in U en nie in ons omstandighede of in ons eie hande nie, maar geanker in U liefde en genade. En daarom bid ons, Here, dat die Gees ons daarin sal help en sal lei. En mag ons dit dan nou gaan uitleef. En soos wat ons dit doen, mag U daardeur geëer en verheerlik word. En daarom bid ons dit in die kragtige naam van Jesus, Immanuel, God met ons. Amen. Geloofsfamilie, ons het nou tyd om die Here te dien, ook met ons offergawes. En terwyl die kersboom so staan,
Het Bruce ook net gesê, baie dankie vir almal se bydrae ook, met die Kersete wat hulle gehad het, almal wat skenkings gegee het of donasies gemaak het, dit was 'n groot sukses. Dit kom donderdag nog, ekskuus, hulle gaan dit nog eet, maar dankie vir almal wat bygedra het dat dit moontlik is dat hulle kan donderdag lekker eet.